Wel, wederom, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Koning, Trooster, Gees van die waarheid, alomteenwoordig en met wie alles vervul is. Skatkis van die goeie en gewer van lewe, kom woon in ons. Suiwer ons van alle onreinheid en red ons siele, o goeie. Goed, so die onderwerp van vandag se praatjie is nou die dood van die kant af. Ons is besig met 'n gesprek oor die lewe na die dood en ons het die vorige keer gekyk oor wat met die siel gebeur na die dood. En ons het gesê dat die siel ewig voortleef na die dood, dat daar 'n oordeel sal wees, waar die mense wat hemel toe gaan van die mense wat hel toe gaan geskei sal word, dat ons deur geloof gered sal word, hoewel die oordeel volgens Christus sal geskied op die basis van hoe ons die geloof uitgeleef het. En ons het gepraat oor die betekenis van die 3 en die 9 en die 40 dae na die dood en wat die tradisie daaroor leer, en ons het so vinnig gekyk na die hemelse tolhuis. Vandag kyk ons na die dood van ons kant af, van die lewendes kant af, en ons kyk spesifiek na 2 vrae. Hoe werk die gebede vir die dooies? En dan kyk ons na die heiliges. Oor die gebede vir die dooies het ons eintlik reeds grootliks gepraat in die vorige gesprek, en ek wil hierso daarom net 'n kort opsomming gee, en dan wil ek vir julle 'n gebed gee wat 'n mens kan bid vir die afgestorwenes. Ons bid vir die dooies eerstens nie omdat hulle nie regtig dood is nie, omdat hulle siele bly voortleef. Ons bid ook vir die dooies omdat ons tyd nie God se tyd is nie. Maar God is nie vasgevang aan 'n kronologie wat eindig by iemand se dood nie. En ons weet ook nie hoe sy barmhartigheid werk nie. Dit sal julle in 'n aanhaling sien wat ek net nou vir julle sal gee. Ons bid vir die dooies omdat daar ook talle voorbeelde in die tradisie is van heiliges wat vir die dooies gebid het. En ons weet nie presies hoe dit werk of wat die gevolg is van ons gebede nie. Ek moet sê ek persoonlik bid vir die dooies omdat ek hulle lief het en in baie gevalle jammer is vir hulle. Een van die Optina ouderlinge, nou Optina was 'n beroemde klooster in Rusland, wat baie sogenaamde staretsi of ouderlinge opgelewer het. Wat ook 'n groot invloed uitgeoefen het op 'n hele klomp mense en 'n hele klomp intelligensie aan die laat 1800s, insluitende Dostojewski en Tolstoy en die mense. Nou, een van die Optina ouderlinge was Leonid, wat in 1841 gesterf het. Die vader van een van sy disippels, Paul Tambovtsev, het selfmoord gepleeg. Nou, sulke mense word in die ortodokse kerk geag om gered te wees, omdat hulle nie met selfmoord nie 'n geleentheid gehad het om vir hierdie ernstige sonde boete te doen of vergifnis te vra nie. En Paul se verliefdevolle seun was diep bedroef hieroor en hy het sy hartseer voor die ouderling uitgestort. En die ouderling het geantwoord: "Vertrou beide jouself en jou Vader se lot aan die wil van die Here toe, wat alwys is en almagtig. Moenie die wonderwerke van die Allerhoogste uitdaag nie, maar streef deur nederigheid om jouself te versterk binne die perke van gematigde smart. Bid tot die algoeie Skepper en vervul so die plig van die liefde en verpligting van 'n seun." Die seun het hom toe gevra, "Maar hoe moet 'n mens vir sulke mense bid?" En die antwoord was: "In die gees van die deegsame en wyse soos volg: Besoek, o Here, die verlore siel van my vader. As dit moontlik is, wees barmhartig. Onpylbaar is u oordeele. Moet my gebed nie as sonde beskou nie, maar mag u heilige wil geskied." Ek dink dit som nogal mooi op hoe ons as ortodokses glo oor gebed vir selfs mense wat ons dink ongered is. Die volgende gebed word dikwels gebruik as ons vir die dooies bid. Christus ons Heer, gee aan u dienaar of dienares en aan die persoon se naam
Rus onder die heiliges waar daar geen pyn, smart of lyding is nie, maar die ewige lewe. Gee rus aan die siel van die dienaar of dienares, en dan weer die naam onder die regverdiges wat in u vrede heen gegaan het, en skenk hom of haar die geluksalige vrede wat van u afkom, genadige Heer. Here, dink aan u dienaar of dienares, en dan hulle naam wat gesterf het in die hoop op die wederopstanding. Vergewe hom of haar alle oortredings wat hy of sy in gedagte, woord of daad begaan het. Skenk hom of haar vrede en verkwikking in 'n plek van lig, waar u heerlikheid die heiliges verbly. Want u is die wederopstanding, die rus en die ewige lewe van u afgestorwe dienaar of dienares, en dan die naam, en aan u bring ek die eer, nou en tot in ewigheid. Amen. Hierdie gebed is te vind in die gebedeboekie wat Vader Sagarias opgestel het, maar as iemand dit graag wil hê, sal ek dit vir julle stuur. Dit sal natuurlik deel vorm van die notas wat ek op die groep sit na die tyd. Wat betref die heiliges, het ek vooraf gevra dat gesê dat hierdie gesprek aansluit by die video wat ek laas jaar gemaak het oor die heiliges, en as jy dit nog nie gekyk nie, wil ek sterk aanbeveel dat jy dit gaan kyk voordat jy verder hierna kyk. Maar laat ek vinnig opsom wat ek daar gesê het. Daar is in die ortodokse beskouing 'n gemaklike omgang met die dooies, omdat ons aanvaar dat die dooies nie daar ver iewers is nie, maar hier by ons. En dit is so omdat die Oosterse kerk nie die onderskeid het tussen die natuurlike en bonatuurlike nie, maar glo dat alles met God se gees vervul is. Daar's daarom nie 'n natuurlike werklike werklikheid en 'n bonatuurlike onwerklikheid nie, of onwerklike werklikheid nie. Die hemel en die aarde is een werklikheid, en die Heilige Gees vervul alles met God se genade. Die feit dat ons dooies normaalweg nie sintuiglik kan ervaar nie, beteken daarom nie dat hulle nie hulle lewens voortgesit het nie, want hulle lewe, al het hulle ook gesterwe, soos Christus in Johannes 11 vers 23 tot 27 sê. Heiliges is mense wat die sondige aardse lewe tot so mate afgelê het en hulle gekleed met die heilige goddelike lewe, dat God sy verheerliking wat hy vir al sy kinders na hulle dood beloof, reeds hier op aarde in hulle kom voltrek het. Die teose waarvan ons tydens ons gesprek oor verlossing gepraat het, wanneer mense, en dit is die doel van ons almal se geestelike lewe, verenig met God se energie en vergoddelik word, gebeur met die mense reeds hier op aarde. As dit gebeur, begin mense soos Christus lewe en begin hulle sy eienskappe toon. Oorweldigende opofferende liefde, grondige insig in mense se lewens, 'n voortdurende bewustheid van God se teenwoordigheid, baie kragtige gebed en dikwels wonderwerke van verskillende soorte. Hierby kan ek voeg dat die heilige Nectarios, 'n moderne Griekse heilige, die volgende sê oor heiliges. Ons mag hier sê dat die heiliges in die eerste plek vriende van God is. Tweedens, hulle ware vroomheid en absolute gehoorsaamheid aan God, deur hulle ware vroomheid en absolute gehoorsaamheid aan God, het hulle hom behaag en is hulle daarom geheilig in beide siel en liggaam, en later verheerlik in hierdie wêreld. Derdens, is hulle in God se boesem aanvaar nadat hulle van die wêreld na die ewige lewe oorgegaan het. Vierdens, is baie van hulle 'n spesiale genade of guns gegee om wonderwerke te verrig, of voor hulle vertrek uit hierdie wêreld, of daarna. Vyftens, is hulle die spesiale gawe gegee om te bid en te bemiddel vir diegene wat nog in hierdie wêreld leef en die goeie stryd vir die eer van God en hulle eie volmaaktheid in Christus voer. Hierdie bemiddeling spruit voort uit die feit dat hulle ook deel is van die gemeenskap van die heiliges. Hulle deel gebede en goeie werke met Christene op aarde, en daar is 'n voortdurende interaksie en eenheid tussen die verheerlikte heiliges in die hemel en Christene wat nog in die wêreld leef. En dis oor hierdie omgang tussen ons wat nog in die wêreld is en die heiliges wat dood is wat ek eintlik vandag wil praat, en spesifiek oor die volgende onderwerp: die gebed tot die heiliges, die verering van die heiliges en die voorbeeld van die heiliges. Kom ons begin by die gebed tot die heiliges. Dit is 'n onderwerp wat baie protestante ontstel, omdat hulle die idee dat ortodokse mense, wel seker eintlik die katolieke vir die meeste protestante, maar ek sê altyd die ortodokse is maar net soos die katolieke, net erger.
op 'n bygelowige manier tot heiliges bid, of dat hulle eenvoudig besig is met afgoderry. Kom ons begin deur te sê dat daar geen uitdruklike melding in die Nuwe Testament is daarvan dat afgestorwe Christene, heiliges, vir die gelowiges voorbidding doen. Dis natuurlik eintlik te verstaan as mense in ag neem dat die tydperk waarin die Nuwe Testament geskryf is nie baie lank was nie, en daar nog nie baie Christene juist dood is in die tyd. Dit het later gekom. Maar as 'n mens die apokriewe Ou Testamentiese boeke lees, en 'n mens moet verstaan dat die apokriewe boeke deur die vroeë kerk volledig aanvaar is, en vir die wat belangs dan miskien spesifiek die tweede boek van Makkabeus, 15 vers 12, en Enoch, hoofstuk 9 vers 3, hoofstuk 39 vers 5, hoofstuk 99 vers 3, en hoofstuk 104 vers 1, dan is dit daaruit duidelik dat die Judaïsme, waaruit die Christendom voortgekom het, as 'n basiese aanname aanvaar het, dat die dooies vir die lewens dus bid. Lees mens Lukas 15 vers 7, die gelykenis van die verlore skaap, en spesifiek Christus se woorde dat ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering verskoning nie nodig het nie. Dan is dit duidelik dat die heiliges wat in die hemele is, bewus is van wat hier op aarde gebeur. Dieselfde aanname is onderliggend in Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Die wolk is nie daardoor iewers ver nie, dis mense wat weet wat ons doen. En as dit waar is dat die heiliges nie daar ver is nie, dat hulle lewe en betrokke is by wat hier op aarde aangaan, en dat hulle ons broers en susters is in Christus, is dit dan nie heel natuurlik om met hulle te wil praat nie? En dis presies wat die vroeë kerk dan ook gedoen het. Ons sien reeds in die 2de en die 3de eeu dat Clement van Alexandrië skryf dat die ware Christen, en ek haal aan, bid in die gemeenskap van die engele, asof hy alreeds deel is van die geleedere van die engele. En hy is nooit buite hulle beskerming nie, en alhoewel hy alleen bid, het hy die koor van engele wat saam met hom bid. In sy werk oor gebed sê Origen, en hy is oorlede in 258, nie alleen bid die hoë priester, dis nou Christus vir hulle wat waarlik bid nie, maar net so doen die engele. En net so doen die siele van die heiliges wat alreeds aan die slaap geraak het. Ook die heilige Cyprianus van Karthage, wat ook in 258 oorlede is, aanvaar dat die heiliges in die hemele voortgaan om te bid vir hulle op aarde met dieselfde eenheid van geloof. En 'n skrywer aan 'n biskop skryf hy ook, laat ons mekaar onthou in eensgesindheid. Laat ons aan beide kante, dis nou hier op aarde, en in die hemel, bid vir mekaar, sodat as een van ons eerste na die ander kant gaan, ons liefde mag voortgaan in die liefde van die Here, en ons gebede vir ons broers en susters nie mag ophou in die teenwoordigheid van die Vader se genade nie. Die gebruik om vir die heiliges te bid en hulle voorbidding en hulp te vra, is iets wat soos 'n draad loop deur die lewe van die kerk tot by die reformatie basies, toe daar as deel van die teenstand teen alles katoliek daarvan afstand gedoen is. Daarmee kom ons natuurlik terug na die tradisie, nie? Die vraag word of ons onderwerp aan die tradisie, dat ons tot die heiliges bid en of ons die tradisie verwerp. Ek wil 3 teenargumente behandel wat mens dikwels hoor van protestantse kant af oor hierdie gebede vir die heiliges. Die eerste is die argument wat verwys na 1 Timoteus 2 vers 5, en dit lees soos volg, en ek lees vir die konteks ook 'n stukkie van vers 6. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Die argument loop dan dat as Christus die enigste middelaar is, hoekom het ons dan nog middelaars nodig in die vorm van die heiliges? Die antwoord hierop is dat die argument die woord middelaar verkeerd verstaan. Dit beteken iemand wat 2 partye wat in konflik of vyandskap teenoor mekaar staan, versoen as tussenganger, deur as tussenganger tussen hulle optree. Mens hoor dit deesdae in 'n ander konteks wanneer mens praat van mediasie of 'n mediator. Daardie werk het Christus kom doen. Maar dis nie wat die heiliges doen nie. Hulle is nie bemiddelaars op dieselfde manier as Christus nie. Hulle is hulpe en meestal voorbidders.
Soos ek in die video oor die heiliges gesê het, vra ons gereedelik ons vriende en ons familie en ons geliefdes om vir ons te bid. Hoekom sal ons dan nie vir hulle wat in gemeenskap met God in die hemel leef, vra om dit te doen? Die tweede argument is dat 'n gebed aan 'n heilige afgoderry is. Die argument verstaan myns insiens gebed verkeerd. 'n Mens moet versigtig wees om gebed en aanbidding van mekaar te onderskei. Aanbidding is om God of iets anders as 'n goddelike wese te vereer, op enige van verskeie maniere, ook deur gebed. Aanbid ons God, doen ons reg. Aanbid ons iemand anders as 'n God, 'n heilige, of 'n boom of 'n sportskaar, dan pleeg ons afgoderry. Maar hoewel gebed deel kan wees en dikwels deel is van aanbidding, is dit nie presies dieselfde nie. Mens kan immers aanbid deur jouself neer te kniel of te sing ook. En ons kan die gebed tot die heiliges eerder as versoeke vir hulp en vir voorbidding beskryf. Dis nie aanbidding. Die derde argument is dat gebede tot die heiliges gebaseer is op bygeloof. Wat is 'n bygeloof? Wel, dis enige geloof of praktyk, sê die definisie, wat deur buitestanders geag word om irrasioneel of bonatuurlik te wees, of toegeskryf word aan die noodlot of toorkuns, vrees vir die onbekende of gewaande bonatuurlike invloed. Soek jy 'n voorbeeld? Ja wel, as die uil op jou dak roep en dan gaan iemand in daardie huis vandag doodgaan. Miskien 'n bietjie later. In die middeleeue was 'n tyd van vreeslike bygeloof. En die kritiek teen die heiliges se rol in ons lewens is een wat daarom naby aan die been sny. Dis daarom een wat 'n mens versigtig moet benader, so 'n paar dinge daaroor. Die woord bygeloof sê alreeds dat die kritiek daarteen hoofsaaklik uit die rasionalisme van die protestantisme kom. As iets nie rasioneel verklaarbaar is nie, soos die definisie sê, is dit nie waar nie. En as ons dit nie in die Bybel kan terugvind nie, is dit bykomstig tot die geloof of by geloof. Weer word die vraag of mens die tradisie aanvaar of nie. Soos ek gesê het, dis die definisie wat van bygeloof wat ek gegee het, dit kom van Wikipedia af. En die irrasioneel daarin verklik die invloed van die rasionalisme. Kyk mens na die WAT se definisie, daarvan word dit selfs meer duidelik dat dit gebaseer is op die skolastiese onderskeid tussen die natuurlike en die bonatuurlike. Hierdie definisie lui so: geloof wat daarin bestaan dat 'n mens die natuurlike en bonatuurlike vermeng, sodat van natuurlike oorsake bonatuurlike gevolge verwag word en natuurlike gevolge in betrekking met bonatuurlike oorsake gebring word. Dig jy dus iets aan die bonatuurlike toe, het jy te maak met bygeloof. Het jy die heilige gevra om vir jou voorbereiding te doen en wat jy gevra het, het jy gekry, het jy met bygeloof te maak, volgens hierdie definisie. Die probleem natuurlik met die argument is dat dit ook waar is van gebede tot God, want God hoort in die skolastisme vierkant in die sfeer van die bonatuurlike. Wat bygeloof betref, moet 'n mens natuurlik verder oplet dat daar veral in ortodokse lande baie mense is wat kerk toe kom net met Kersfees en Paasfees en met troues en begrafnis en so. Met Paasfees kry jy byvoorbeeld baie Grieke wat nooit in die kerk kom. En wat aan kerk toe kom, nie om die diens te kom bywoon nie, maar om kommunie te kom ontvang aan die einde. En dan loop hulle weer. Dis klaarblyklik bygeloof. Van die geloof hier is daar niks meer oor nie, en hulle betrokkenheid by die liturgie is net nog 'n kopknik na God, wat jy doen op high days en holidays. Maar dit beteken natuurlik nie dat ons moet wegdoen met kommunie nie, omdat die mense dit dan op 'n bygelowige manier misbruik nie. Dit beteken wel dat mense gekonfronteer en aangemoedig en opgevoed moet word om die volheid van hulle geloof te beoefen. En dieselfde geld die gebed van die heiliges. Die feit dat daar mense is wat die gebed vir die heiliges op allerlei bygelowige maniere beoefen, beteken nie dat ons dit moet laat vaar nie. Beteken alleen dat ons dit reg moet leer doen. Dit wat betref die verering, die gebed van die heiliges, ons kom nou net vinnig om te praat oor die verering van die heiliges. Julle sal onthou dat ek in die video oor die heiliges gesê dat ons in elk geval mense lewend en dood vereer. As jy hoegenaamd twyfel hieroor, dink 'n bietjie wat in jou gedagtes opkom as jy die woord Mandela of Madiba sê. Foto's oral, standbeelde,
prentjies op seels en op banknote en plakate en T-hemde en liedjies en gedigte en skilderye en boeke en konserte en fondse en die lys gaan aan en aan en aan. En sy verering het eintlik toegeneem sedert sy afsterwe. Die verering van die dooies is 'n tema wat reg deur die Bybel loop. Die aartsvaders is vereer en besing deur die verloop van die Ou en die Nuwe Testamente. Op 'n manier is die geheel van die Ou Testamente verering van die talle skrywers daarvan en van die mense waarvan die dade en die lewens daarin vertel word. Christus verwys met groot respek nie net na die aartsvaders nie, maar ook na Dawid en die profete en Johannes die Doper onder 'n paar ander. Paulus doen dieselfde en net so doen Johannes die evangelis in Openbaring. En daar is baie tekste in die Nuwe Testament wat opdragte tot verering van en voorbeelde van die verering van heiliges lewend en dood gee. Sien byvoorbeeld 1 Timoteus 5 vers 17 en Hebreërs 4 vers 40, waar Paulus die hele lang lys van mense noem wat gestry het vir hulle geloof. Die vroeë kerk het kort na Christus se afsterwe reeds begin om heiliges te eer. In die oudste geskrif oor die dood van 'n martelaar, met die titel Die Martelaarskap van die heilige Polycarpus, biskop van Smyrna, wat dateer uit 156 na Christus, aan 'n woorde wat 120 jaar na Christus se oorlede, word vertel dat die Christene na sy dood, en ek haal aan, sy bene geneem het, wat meer waardevol is as edelgesteentes en fyner is as verfynde goud, en dit op 'n gepaste plek geplaas het. Daar, wanneer ons by mekaar kom soos wat ons kan, met vreugde en blydskap, laat die Here ons toe om die verjaardag van sy martelaarskap te vier, ter herinnering aan hulle wat alreeds die stryd gestry het, en ook vir die oefening en voorbereiding van hulle wat dit in die toekoms sal doen. Die geskrif gaan voort en vertel dat tydens hierdie feeste die verhaal van sy martelaarskap voortgelees is en gevra is vir sy gebede. Hierdie vroeë voorbeeld is gevolg deur talle voorbeelde daarna, van die vroegste tye af tot nou toe. En dis nie afgoderry of bygeloof nie. Ons aanbid hulle nie, want hulle is nie God nie, en hulle verering is 'n natuurlike uitvloeisel van wie hulle was en wat hulle gedoen het. So hoe vereer ons in die ortodokse kerk die heiliges, prakties gesproke nou? Seker die mees problematiese een is dat ons hulle ikone vereer, en daaroor sal ek weer praat as ons praat van ikone. Onthou vir die oomblik net dat ons die ikone vereer, omdat dit 'n sigbare teken is van die persoon wat uitgebeeld word. En 'n teenwoordigmaking van die persoon wat dit verteenwoordig. En uiteindelik 'n verering van God, wie se genade op daardie persoon uitgestort is. Hoe doen ons dit? Ons kruis onsself op 'n gewone manier, en dan doen ons 'n neerbuiging, 2 keer, en dan benader ons die ikoon, dan soen ons 'n deel van die ikoon, gewoonlik die hand of die voet van die heilige, selfs net die hoek van die ikoon, ons soen nooit die gesig nie. En dan kruis ons onsself weer, en dan doen ons weer 'n neerbuiging. Terloops, die Grieke doen nie die lae neerbuiging wat die Russe doen nie. Ons vier die verjaarsdag van die sterfdatum van die heilige. Dis 'n ander manier hoe ons hulle vereer. Dan word die Troparion en Kontakion, die liedere van die heilige, tydens die kerkdienste vir die dag gesing, en die heilige word herdenk ook op ander plekke in die dienste, waar hulle voorbeding spesifiek gevra word. Dikwels word hulle voorbeeld of lewensverhaal tydens 'n preek gebruik, en word daar verduidelik hoekom en waarvoor ons hulle vereer. Baie van die heiliges het uitgebreide geskrifte nagelaat, en ons lees dit, en verder lees ons hulle lewensverhale, en ons vertel dit oor. Die lewensverhaal van elke heilige word vervat in die Synaxarion oor die heilige, waarvan daar vir elke heilige een is, en daar is talle versamelings van die Synaxaria, die geestelike weiveld byvoorbeeld van Johannes Moschos en die Prelude van Oggriet, is maar 2 voorbeelde. En natuurlik probeer ons om die voorbeeld van die heiliges na te volg. Die wonderlike ding van die wolk van getuienis wat ons omring, is dat hulle 'n ongelooflike wye reeks ervarings gehad het, waaruit ons geweldig baie op ons geestelike pad kan leer. Daar's haas geen ervaring wat met 'n mens kan gebeur wat nie al met 'n heilige gebeur het nie. Want daar was heiliges wat elke denkbare beroep beoefen het, elke denkbare verhoudingsprobleem gehad het, 'n hele klomp vorms van geestelike stryd beleef het, met morele kwessies geworstel het, elke denkbare sonde begaan het, en daarvoor vergifnis gekry het.
en heel dikwels uitgebreid geskryf het, nie alleen oor hulle ervarings nie, maar ook as hulp vir hoe ons oor hierdie probleme kan dink. Die heiliges is daarom waarlike skatkis van goeie geestelike dinge, as ons dit maar wil oopmaak en wil gebruik. Miskien ten slotte, 'n Katoliek het een keer baie jare terug vir my gesê, toe ek nog 'n sterk weerstand in hulle gehad het, dat die heiliges gesien moet word as ons geestelike vriende. Maar die terugkyk, dit klink my omtrent reg. Goed, dis dan al vir hierdie keer. Volgende keer gaan ons aan. Dan kyk ons na relieke, daarna na ikone, en dan oor iemand, 'n heilige, oor wie ons nie vandag gepraat het nie, omdat sy 'n groot onderwerp op haar eie is en mense 'n spesiale weerstand teen haar het helaas. Maria, die Theotokos. Nou toe, totsiens.